10. Dit gaan oor die besondere persoon Cornelius. En ek lees dan vanaf vers 1. Daar was in Caesarea 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy met sy hele huis was vroom, godvreesend, het baie aalmoese aan die volk gegee, was altyd deur in gebed tot God. Hy het duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom en vir hom sê, Cornelius. En hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit, my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou aalmoese het voor God in gedagtenis gekom. Stuur dan nou manne na Joppe en laat vir Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Dan lees ek vir u verder uit die 24ste vers. Die dag daarop het hulle in Caesarea aangekom en Cornelius was hulle te wagte. En hy het alreeds sy familie en besondere vriende bymekaar geroep. Toe Petrus binnenkom, het Cornelius hom tegemoet gegaan en aan sy voete neergeval en hom hulde bewys. Maar Petrus het hom opgerig en vir hom gesê, staan op, ek is self ook maar net 'n mens. En onderwyl hy met hom spreek, gaan hy binne en vind baie wat vergader het. En hy sê vir hulle, julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of hom te besoek. Maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. Daarom het ek, toe ek gehaal is, gekom sonder om te spreek. Ek vra dan om watter rede julle my laat haal het. Cornelius sê, 4 dae gelede was ek besig om te vas tot op hierdie uur. En die 9de uur het ek in my huis gebid. Met eens staan daar 'n man voor my in blink kleed en sê, Cornelius, jou gebed is verhoor en jou aalmoese is voor God in herinnering gebring. Stuur dan na Joppe, laat Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy vertoef in die huis van Simon 'n leerlooier by die see. As hy kom, sal hy met jou spreek. Ek het toe op die daad na u gestuur. En u het goed gedoen om te kom. Ons is dan nou almal voor die aangesig van God aanwesig om alles te hoor wat deur God aan u opgedra is. En Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat dit in elke nasie, die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe hy die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus. Hy is die Here van almal. Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het na die doop wat Johannes gepreek het met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen aan almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. En ons is getuienis van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Hom het God op die 3de dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God van tevore verkies is, aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het nadat hy uit die dode opgestaan het. En hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur God bestem is as regter van lewende en dode. Aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sonde deur sy naam ontvang. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is.
want hulle het dit gehoor. Hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe Petrus begin spreek. Toe het Petrus begin spreek. Tot sover. Vader, ek dank U vir U woord. Dat U woord vanaand kragtig in ons midde wees, tot bevestiging van U teenwoordigheid. Amen. Is 'n baie relevante stukkie geskiedenis wat ek vir u gelees het. En broers en susters, ons herdenk in hierdie tyd 'n besondere tyd, waarvan Petrus hier skrywe. En ek wil vir u sê, gisteroggend, 'n klomp jaar gelede, het hy aan die kruishout gehang. Teen hierdie tyd, nou 'n klompie jaar gelede, weet die doderyk, en is die magte van die doderyk in beroering, en weet die duiwel finaal, dat Jesus Christus geen omdraai geken het nie, maar hy word nie deur die dood of helse magte gestuit nie, hy gaan deur met sy roeping, en môre sal hy opstaan. Halleluja! En dis hierdie lewende God, wie u en ek aanbid. Prys die Here, is u bly? Net waar u sit, kom ons prys bietjie die Here, broer en suster. Loof koning Jesus. Kasabarutu kutianga Jesu. Halleluja. Kitabarundulu kutayeza. Daar's 'n koorvers wat sing, wat sê loof koning Jesus, aanbid Immanuel. Opperheer, vredevors, blindmorgenster, ken u dit? Kom ons sing dit. Prys die Here. Prys die Here. Ek verwag groot dinge van God. Broer en suster, as die Here se gees oor jou neerdal, gee vryheid aan die gees van die Here, want u gee vryheid aan die gees van die lewende, die opgestane, die verreëse Jesus Christus, die koning van die eeu. Halleluja. Loof koning Jesus, aanbid Immanuel. Opperheer, vredevors, blindmorgenster, en deur al die eeuwe Heer, wil ek die prys Heer, omdat u regeer in ewigheid. Loof koning Jesus, aanbid Immanuel. Opperheer, vredevol, blindmorgenster, en deur al die eeuwe Heer, wil ek die prys Heer, omdat u regeer in ewigheid. U weet, ek wil graag aan die Here altyd eer gee. Ek sing na die laaste lyntjie bietjie anderster. Weet jy hoe sing ek hom? Ek wil hom loof, omdat hy sal regeer tot in ewigheid. Glo jy dit? Halleluja! Ek glo dit met my hele hart. Hy gaan regeer tot in ewigheid. Prys die Here. Kom ons sing dit die laaste maal. Loof koning Jesus, aanbid Immanuel. Opperheer, vredevors, blindmorgenster, en deur al die eeuwe Heer, wil ek u prys Heer, omdat u regeer tot in ewigheid. Baie dankie. Ek kan die sitplek neem. Broer en suster, u weet, ons het vroeër gesing, en terwyl ons hier sing, toe merk ek dat die Heilige Gees begin vaardig word. En die Gees van die Here sê vir my dat
Vir die wat op die Here wag, is daar nuwe krag. Hulle sal opvaar met vlerke soos die arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Prys die Here. Dis 'n getuienis van die krag van die Heilige Gees in hierdie dae. Jy sal onthou dat die tema van ons kamp 'n tyd gelede was die hoofmomente in die pneumatologie of die hoofmomente in die tyd van die Heilige Gees. En ek glo met my hele hart dat ons beleef wonderlike oomblikke. Wonderlike oomblikke. En ouma Soekie het gesê dat die duiwel keer. En ek het vir u net so kort samevatting wat ek van die Here ontvang het. 1 Petrus 5:8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel gaan rond soos 'n brullende leeu om te soek wie hy kan verslind. Broer en suster, daar aan die einde van die Matteus hoofstuk, ek meen is Matteus hoofstuk 24 vers 23 sê, wanneer hulle vir julle sê, kyk hy is hier of kyk hy is daar, moet hulle nie glo nie. Want daar kom daar wat daar baie valse Christusse sal opstaan. En as dit moontlik is, sal hulle die uitverkorenes verlei. Ek wil vir u sê, ons lewe in 'n baie eienaardige tyd, waarin die Heilige Gees vir ons van absolute belang is. Die woord van God is net 'n boek sonder die lewendmakende krag van die Heilige Gees wat hom vir u lewendig maak. Het u dit geweet? Luister mooi. Dis die Gees wat lewend maak, broer en suster. Dis die Gees wat die lewe van God se woord tot ons bring. Daarom moet ons 'n ingestelde ore hê. Ek wil vir u sê, Bruniek het hier getuig, en hy het gesê dat, hy het gepraat van die buil. Die kinders van Israel het vir Elisa gesê, sê, my Heer, hierdie plek is vir ons te nou. Ons soek ruimte. Ons het plek nodig om ons God te eer. En hy sê vir hulle, goed, hulle sê vir hom, gee ons toestemming om te gaan pale kap. En hy sê, goed, gaan kap pale. Ek wil vir u sê, broers en susters, herlewing deur die Heilige Gees en bevryding en vernuwing lê in die kap van pale. Halleluja. Stene waarmee jy die huis van God kan bou. As jy nou regtig wil herlewing in jou eie siel belewe, is gaan wen 'n siel vir Jesus. Gaan wen net bietjie siel vir die Here. Dan kyk jy hoeveel blydskap u kry. En dan kyk jy hoe die Heilige Gees u gees stimuleer en versterk en bystaan. O, loof die Here, want hy is goed. Loof hom, wat sy naam is tot ewigheid. Ek wil net vir u sê, ons lewe in krisistye wat die Christendom aanbetref. Krisistye in die opsig, omdat hulle 'n vyand het wat met groot subtiele wyse te werke gaan om die saak van God te negeer en af te krak. Nou wil ek vir u net 'n paar dinge noem. En die Here het vir my gesê, ek moet vir u sê, die hoofstrategie van Satan is om nie die mens van sy godsdiens af weg te kry, maar om hom te vang met 'n klemverskuiving. Luister mooi. Die Sabbatier
sê, ons glo in Christus. Ons glo in alles. Maar regtig, as jy die Sabbat nie hou nie, is dit by jou verby. Weet jy wat gebeur? Vir die gewone luisteraar sê hulle eintlik maar ene man, ons is broers en susters. Hulle glo ook in die Here. Hulle bely ook die Heilige Gees, bely ook alle dinge soos ons. Net hulle het ietsie meer. Nee, luister mooi. Wat hulle in werklikheid doen is om ewigheidsreddingswaarde te gee aan 'n dag. Terwyl die skrif sê, daar's geen naam in die hemel of op die aarde waardeur 'n mens gered word dan die naam Christus Jesus nie. En die duiwel is dood tevrede om 10.000 mense te laat glo dat Christus is wonderlik, maar nie heeltemal in staat om te red nie. Net 'n klemverskywingkie. Die een sê, die dag. Die ander sê weer nee, ons moet nou spesialiseer op die wederkoms. En terwyl, en dit is goed om te preek, en dit is Christelik om te preek oor die wederkoms, en dit is ook noodsaaklik, maar wanneer dit evangelie word, is die klem van Christus weggeskuif, en die duiwel slaag in sy doel, dat mense Christus verwag, sonder om hom in hulle lewe te besit. Die ander sê, weer die wêreldse omstandighede. 'n broer en suster, hulle lees die een koerant na die ander koerant, en die een nuusbulletin na die ander bulletin, en hulle luister en hulle weet van elke ontwikkeling, en hulle sê, luister, die tekens van die tye is op ons. En die koerante word sulke hoë stapels. En die duiwel is tevrede, want hy het van hulle 'n klomp wêreldnuus opvangers gemaak, terwyl die essensie van die godheid Christus in hulle lewe skade ly. Nog 'n klemverskywing. Die anders het weer 'n verskriklike stryd oor die drie-eenheid. En dis 'n toutrekkery van die môre tot die aand, en hulle is moeg tou getrek. En die een dag na die ander, een week na die ander, en 1 jaar na die ander. En daar's nie 'n kolletjie gras meer nie. Al die gras is uitgetrap soos hulle tou trek. En die duiwel is tevrede, want nog 'n klemverskywing het geseëvier, terwyl baie tyd om Christus te vind en te eer en te bemin en te aanbid verby geskuif het. Die ander sê weer, die naam van God. Hier het iemand gepraat van die naam. En broer en suster, hulle val in met 'n naamsbespreking, terwyl die naam van die naam en die besitter van die naam nooit in hulle werklikheid word nie. O, prys die Here! En die ander een is weer in 'n stryd oor die naam van Jesus. En hulle sal gevegte en redenasies in eindelose registers naspeur. En as dit klaar is, dan weet hulle self nie wat hulle gewen of verloor het nie. Maar nog 'n klemverskywing het daarin geslaag om kosbare momente in die geesteswêreld eenkant te skuif, en die kind van God bly arm. O, ek voel die salwing van die Heilige Gees oor my broer en suster. Kom ons prys die Here. Ek voel God is in ons midde. Halleluja! Kasabarikutayeso. Halleluja! Kitabaramdelikityangayeso. En so slag die vyand en die trekker van hierdie eeu daarin,
om die kind van God te beroof van oomblikke waar hy in stilte kan sit en sê, laat dit waai oor my, o Gees van God. Ek wil vir u sê, God is in die hemel, Jesus aan sy regterkant, en die derde persoon in die Godheid is hier op aarde, waardeur u en ek magtig gestit moet word. Dit gaan nie nou, broer en suster, om wat is God se naam, of wat is Jesus se naam nie. Dit gaan om in watter mate woon sy Gees in sy woord in jou. Halleluja. En so gaan tyd, wat nie met goud en silwer van hierdie aarde gekoop kan word nie, in 'n toutrekkery, in beredenering, wat nergens kom nie, verby. O, broer en suster. Ander sê weer, man, jy moet net bly wees. Jy moet net juig. As jy net kan bly wees. En ek sê, dis 'n Christelike beginsel, want die blydskap van die volk van God is hulle sterkte, so profeteer Nehemia. Maar ek wil vir jou sê, wanneer dit jou totale geloofsbelijdenis geword het, het dit 'n verskuiwing van die waarheid geword. Jou blydskap moenie 'n genieting wees in jouself nie, maar 'n manifestasie van eer aan God. Halleluja. Wanneer jy bly is, moet dit jou liggaam wees, wat 'n lied sing vir die Here. Ek vermaan julle broers by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, 'n heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dis julle redelike godsdiens. Wanneer jy begin koordans, in jubel in die Here, gaan dit nie om lekker kry in jouself nie. Ja, daar is 'n magtige element van selfverheerliking en blydskap en heerlikheid daarin, maar die totaalheid daarvan moet gaan as 'n roepkreet wat opgaan tot eer van God. O Sababas Zulu Kotiangai, as jy jou koordanspasies uitvoer, moet die engel eintlik sê, kyk hoe loof sy God. Kyk hoe loof haar voete die Here. Kyk haar liggaam is in 'n jubelende lied tot eer van God. Haar totale opoffering is 'n lied van blydskap tot die Here. Sy kroon hom as koning, nie met dorings nie. Halleluja. Maar met die kosbaarste nardussalf van haar lewe. O, prys sy hom, maak sy hom koning. Kind van God, ek wil vir u sê, klemverskuiwing het vir meer mense meer gekos as wat woorde in ons taal kan beskryf. Klemverskuiwings het meer kwaad en leed gedoen as wat u en ek ooit kan droom. Wat u en wat ek is, kan ons nie voor nie. God het ons dit gemaak. En ek glo met my hele hart, ek behoort aan die volk van God. Met my hele hart. Maar broer en suster, ek behoort aan die volk van God, ter wille van Jesus. Halleluja. Halleluja. Ek wil nooit die getuienis hê, soos die mense van Jerusalem, toe hy na hulle gekom het en gesê het, hy het na sy eie gekom, na sy eie stam toe, en hulle het hom verwerp. Nee, broer en suster, ek wil vanaand sê, soos die profesie, die openbaring hier gegaan het, hy staan by die deur en ek klop, en my hart se deure moet oopswaai. Prys die Here, en die winde van die Heilige Gees moet 'n voortdurende lied deur daardie poorte van my hart sing. Halleluja. Kom ons los klemverskuiwings en ons dien God met geen dubbelsinnige rigting nie. Ons gaan voort omdat ons weet
Die gesangversie sê, hy sê, ek weet aan wie ek my toe vertrou het, al wissel dan ook dag en nag, ek ken die God op wie ek gebou het, van wie ek al my heil verwag. Maar nee, ek sal nie vrees nie. Hy maak my vry deur Jesus bloed. Ek sal nie meer bekommer wees nie. By hom is rus vir my gemoed. Kind van God, hoor jy, ek sê vanaand vir u, ek staan hier as 'n oorwinnaar in die naam van Jesus Christus. En dan val daar nou 10.000 aan ons sy en 10.000 aan die regterhand. Dit gaan nie daarom nie, broer en suster. En dan kom wie en wat in opstand. Ek wil vir jou sê, die volk van God sal staan en hulle sal leef, omdat hulle 'n koning het. En hy leef in krag. Daar die sombere môre op die Olyfberg, toe hy opvaar en hy verlaat met die belofte, ek kom weer na julle toe, het hy dit gemeen. Halleluja. Hy het dit gemeen. En hy het gesê, maar luister, dis voordelig laat ek gaan. Ek stuur vir julle 'n ander trooster. Waarom sou die mens nou verwonder, wie is God, en wat is Jesus, en hoe is sy naam, en wat is dit, en waar lê hierdie, waar lê daardie, al wat u en ek moet bekommer, is leef die Heilige Gees van God in my hart. Het u geweet dat die Here sê, van die Gees, hy sê, hy sal julle leer inlei in, net die helfte van die waarheid, net die helfte, of so 'n bietjie daarvan, of net so 'n rapsie hiervan. Hoe broers? In die totaliteit van die waarheid. Die Bybel gaan verder as dit. Hy sê hy gaan dinge aan ons openbaar, wat Jesus graag wou vir ons sê. Het u dit geweet? Die Here sê, ek wil vir julle nog baie dinge sê, maar julle kan dit nie nou verneem nie. Hy sê, maar wanneer hy gekom het, sal hy alles vir julle meedeel. Prys die Heer. Daarmee wil ek nie sê, dis 'n openbaring by die Bybel verby nie. Maar ek wil vir u sê, dieptes is vir die kind van God beskikbaar. Die een wie se hart en gedagte en hele lewe wagtend is op sy wonderlike manifestasie, die manifestasie van sy teenwoordigheid deur die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is vir wie? Is vir u en vir my. As hy die heidene kon salf met die Heilige Gees, hoeveel te meer sy volk. Glo u dit? Glo u dit? Wie glo? Sien. Broers en susters, baie mense maak die Heilige Gees af, asof sou dit net 'n tale spreek wees, en hulle is so tevrede, hulle spreek in tale, en die ander is weer heeltemal tevrede, as hy net so 'n heerlike gevoel in 'n diens kry, wat ons noem 'n aanraking van die Heilige Gees. Maar dis iets anders om te kan sing, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me, I am his own, and the joy we share as we tarry there. Halleluja. O Sally sing altyd vir ons. Hy sê sing, I walk with a king. Praise his name. No longer I roam, my soul faces home, for I walk and I talk with a king. Nou waar is die koning met wie u so praat? Waar is hy? Hy word magtig, magtig in ons midde, magtig in ons midde gemanifesteer in die derde persoon in die Godheid, die Heilige Gees.
En vanaand, broers en susters, toe hierdie groepie mense so begin sing, toe voel ek maar, o Here, hier is die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En weet u wat raak ek gewaar? Hier kom so draaikolk van die Heilige Gees wind hierin. En weet u hoe werk 'n sikloon of 'n tornado uit mos 'n oog, so oog. Ek verduidelik maar vir u soos ek dit beleef het vanaand. En broers en susters, in een oomblik sien ek in hierdie groepie, hier so in hierdie kolletjie, hier so, raak die blydskap, die winde van die Heilige Gees, werkend. Halleluja! En in een oomblik sprei dit so uit, en die Here sê vir my, ek is hier. Glo jy dit? Ek is hier. Hy het gesê, hulle sal na my roep en ek sal vir hulle sê, hier is ek. Weet jy dat die profeet profeteer dit? Hy sê, daar kom Dawid, hulle sal roep, dan sal hy antwoord, hier is ek. Ek glo die Here is hier, met die volheid van sy heerlike Heilige Gees. Prys die Here. Ek haas my, ek wil graag vir u 'n paar dinge uit God se woord uitwys. Eerste plek, lees ons in Handelinge 10 vanaf vers 1 tot 5, so kort beskrywing van hierdie persoon Kornelius. Ons lees daarin dat hy 'n baie besondere getuienis gehad. Nou broers en susters, ek gaan vir hierdie detail bietjie gee om vir u te help. Mense soek na die invulling van die Heilige Gees, maar daar's altyd iets wat hulle self nie weet nie, wat hulle pla. En nou gaan ek vir u iets baie belangriks noem. Het u geweet dat as die polisieman sy uniform aantrek, dan moet hy hom gedra? Want daardie uniform, 'n gewone stuk lap, met 'n paar insignia op, nee, 'n paar tekens aan, verteenwoordig een of ander autoriteit. En daardie polisieman, solank hy in sy uniform is hy 'n vriendelike man, hulpvaardig, wetsgebonde, dis asof 'n stille hand 'n mag op daardie man uitoefen. Die generaal in die weermag, hy loop in die straat af en hy het 'n gewone uniform aan. En oral waar hy stap, merk jy op dat mense hom salueer. Hulle hou met hulle gesprek op, kom op aandag, salueer hom. En hy stap verby. Iets aan daardie uniform domineer die persoon in die uniform. En ek wil vir u sê, broer en suster, die kinders van God het baie uniforms aan, wat hulle eintlik domineer. Wat hulle op 'n manier iets maak wat hulle nie is nie. As jy daardie generaal gewone klere aantrek, en jy sit hom tussen gewone mense, sal hier niemand hom. Het u dit geweet? Niemand sal hier hom. Ek wil vir u sê, die kinders van God sit met baie uniformpies. En ek wil vanaand vir u sê, broer en suster, God ontmoet met sy volk. Ek noem vir hierdie gedagte vroegtydig, dat soos ek met Kornelius bietjie verder gaan, u sal kan sien wat ek daarby bedoel. Hier's Kornelius, hy's 'n hoofman oor 100. Kornelius kom uit 'n adelgeslag, so halwe keizerlike geslag. Hy kom uit een van twee baie vooraanstaande families in die Romeinse Ryk.
En hy was 'n waardige man, 'n hoofman gewees oor die Italiaanse leerafdeling. Broer en suster, hy was 'n Romein gewees wat die wettiese aspek van die Ou Testament betref en wat die Fariseërs, die Sadduseërs, daardie mense aan betref, was hy uit, heiden, weg. Maar broers, in hierdie sogenaamde heiden was 'n verlange na God. En ek wil vir jou sê, niemand kan 'n verlange in jou hart plaas behalwe God nie. Het u dit geweet? Het u geweet die Bybel sê dis God wat in ons werk. En om te werk na sy welbehae. Werk en te wil na sy welbehae. En ek wil vir u sê, iewers in daardie edele hart van Cornelius was 'n roepstem van die koning van die eeue. En weet u, daai man het begin bid. Luister mooi, ek wil hê u moet baie mooi luister. Ek kan nie uitbrei nie. So u moet baie mooi luister. Cornelius as 'n hoofman het nie sy gewig rondgegooi of gesê het, julle geweet ek is uit een van 'n wonderlike adelgeslag in die Romeinse ryk. Hy het erkenning gegee dat iewers in sy lewe is daar 'n totale behoefte na die onsienlike, die waaragtige, die grootte God. Daarom het hy gebid. Hy was 'n gedissiplineerde man. Ons lees byvoorbeeld dat dit was sy gewoonte om hier in die 9de uur te bid. En ja, die 9de uur is seker hier so volgens ons nou vandag so 3 uur in die middag, né? Het hy gebid. Dit was sy bidtyd. Ons merk op dat van sy leerafdeling het hy reeds soldate so ver gekry om uit hierdie Italiaanse of Romeinse leer ook so te lewe soos hy lewe. Hy was 'n man wat vrygewig was. Hy het aalmoese gegee. Hy het geweet hy kan nie God nie koop nie, maar hy kan hom aanbid deur te gee. Ek wil hy moet baie mooi luister. Die eerste plek is, hierdie man het geweet hy moet God soek. En daar's net een manier. Hy het nie gegaan na die rabbies van sy tyd toe. Hy het nie gegaan na die skrifgeleerdes, die hoëpriesters nie. Hy het sekerlik toegang tot hulle gehad. Maar hy het behoefte aan God gehad. En hy het geweet daar's een manier. En hy het gehoor hulle praat van gebed. En broers en susters, hierdie man het begin bid. En hy het begin gee almoese vir die armes en vir die kerk. Die volgende, terwyl hy bid, en het lyk my hy het ook altyd so 'n groepie saam met hom gehad wat gebid het. En hy het nog 'n glo aan vas, lyk vir my. Afsondering. Jy weet, ons in die nuwe dispensasie, die moderne kerk wil mos nie baie van vas af weet nie. Nou broers en suster, vas maak jou nie heiliger nie. Maar iewers staan daar en skryf die apostel, hy sê maak geen voorsiening vir die versadiging van die vlees. Ek baie keer gewonder hoekom. Het u geweet, broer en suster, selfs wanneer jy sou vas, moet jy dit doen nie om te sê ek het nou 'n dag of 'n week of 2 weke gevas nie, maar om te sê ek het my afgesonder tot eer van God. Dit spreek van iemand wat opoffer om by God uit te kom.
Dit spreek nie van 'n regverdige daad. Vas is nie 'n regverdige of 'n heilige daad wat jy pleeg nie. Dis 'n opofferingsdaad. Wat jy doen tot eer van jou koning. Want jy sê eintlik vir die Here, Here, ek weet U is gees. En ek is vlees, Here. Maar U sê die wat hom dien moet hom in gees en in waarheid dien. Maar Here, hierdie afskeiding van die gerief van die lewe en die lekker ou dingetjies is vir U 'n teken dat my hart verlang om ook in die gees te wees. Wonderlik, broers en susters. Daarom is dit veragtelik as jy hoor mense sê, ek het al 2 weke gevas, jong, nou. Nee, man, vergeet dit, jy mors jou tyd, gaan sny brood, sit botter op, en kry koffie, en eet. Jy mors jou tyd. Die woord van die Here sê, of jy eet, of jy drink, en of jy enigiets anders doen. Ek meen, dit neem vas ook, nie enigiets anders, nee. Hy sê, dit moet wees tot eer van God. Stem u saam? Halleluja. Trouwens, die skrif sê, as jy vas, en jy kom na die vastigheid, man, salf jou gesig, kam jou hare, maak jou mooi, man. Laat die mense nie sien, jou gesig is 'n voet lank. Hey, laat hulle voel, man, hierdie ou is seker bly, hy seker baie voedsel geëet. Trouwens, broer en suster, ons het ander voedsel, wat die wêreld nie van weet nie, prys die Here. Wat ek vir u probeer sê, jou hele godheid moet wentel om die eer van Christus. En as dit nie daarom wentel nie, is jy weer met 'n klemverskywing besig. Het jy geweet, vas is, kan ook 'n klemverskywing word. Ander ouens loop met sak en as, dan skimp hulle so, sê hulle, jy weet ek, sonder my af op sak en as. Dan sê ek, so wat? Rol het op, vat het iets anders, man. Kry iets beter. Broer en suster, wanneer jou saak nie gaan om die eer van God nie, dan doen jy dit in elk geval verniet. Alles moet gaan. En kyk na Cornelius. Hy het geen inhibisies nie. Hy het geen ander bybedoelings nie. Hy het geen ander planne nie. Hy het geen verhewe gedagtes nie. Hy het net 'n behoefte wat roep na God. Soos Dawid van ouds. Jy weet, koning Dawid het in baie opsigte, maar ook maar mens gewees soos een ek, nie waar nie. Maar Dawid het een attribuut gehad, een wonderlike ding in sy lewe. En weet jy wat is dit? Hy het 'n gesindheid gehad, wat God koning gemaak het in sy lewe, al die tyd. Hy het 'n gesindheid gehad. Hy maak sy grootste fout, en dan gaan lê, en dan sê, Here, ek is verskriklik sorry. Here, ek is verskriklik jammer. Here, maar hier binne in my, is 'n hart wat verlang na U, meer dan wagters op die môre. Ja, my siel wag op God. Jy weet, daai tyd in die wagters, was dit 'n woeste werk. Hulle moes in die nag waak, hulle het nie drade gehad. Daar was die sifdraad. Daar was net briete krag wat die leeu en die beer weggehou het van die skaap af. Nag was vir 'n skaapwagter nie slaaptyd nie. Hy moes buite sit. En ek kan hy ook klomp sien as hulle so in die nag sit. En daar breek die môre. En die gebrul van die leeu raak stil. En die gechank van die hyena en die wolf raak stil. Met rooi oë sê daar die ou wagters, dank God, die nag is verby. Daar is 'n nuwe dag. Dawid sê, so wag my siel op U, God. My siel wag op God, soos 'n herder wag op die nuwe dag. Prys die Here. Jy kon vir daai ou herder enigiets vra. Jy vra vir hom, ou vriend, wat kan ek vir jou nou gee
wat jou tevrede sal maak, as hy man, laat die son net opkom. Dis die beste. Is nie waar nie. Want hy, wat 'n wag. Wat 'n wag. Dawid sê, my siel wag op die Here, meer dan wagters op die môre. Cornelius was so 'n man. Ons lees verder. Toe Cornelius binnekom, toe Petrus binnekom, toe val hy aan sy voete. Toe val Cornelius aan sy voete. En hy begin sommer aanbid. Petrus sê, staan op. Ek is net 'n mens soos jy. Maar weet u wat meen dit aan Cornelius se kant? Cornelius was van die oorgegewe tipe. Hy sê, dit maak nie saak op watter wyse God in my lewe kan inkom nie. As ek net weet, dis hy, val ek nou neer. Halleluja. Vandag moet ons die mense soepat. Sê, hy, wil jy nie bietjie die Here prys nie? Ag, wil jy nie maar die Here bietjie dien nie? Ag, kom tog, ou broer. Kom, suster, wil jy nie maar ou bietjie die Here? Hy, ons sit so mooi koor. En reken hierdie ou gaan vanaand daar wees. Ou pastoor Steyn gaan af. Wil jy nie maar bietjie kom nie? Kom hoor wat sê hy. Ons moet so soebat. Maar hy ou blinde Bartimeus. Nee, die man wat blind gebore was. Toe die Here hom aanraak en hy by die sinagoge uitgeban was. Toe kom die Here by hom. Toe sê hy, gloei aan die Here. Hy sê, wie is hy, dat ek hom kan aanbid? Wie is hy? Hy sê, ek wat met jou praat is hy. Daar's nie verder gesukkel nie. Hy het nie verder bietjie agterdogtig gewees nie. Toe hy die stem van die Here hoor, toe hoor hy, dis dieselfde man wat vir hom gesê het, gaan was jou oë. En hy slaan sommer net daar neer. Ek weet vir iets anders, broers en susters. As God vir jou 'n werklikheid geword het, het jy nie nodig om te sukkel om God te dien nie. Jy dien hom net. Klaar. Jy soek nie moeilikheid nie. Jy luister nie na kinderstories nie. Jy steur jou aan geen mens nie. Jy luister net, is dit die een wat my aangeraak het? En as jy hoor dis hy, dan slaan jy sommer neer. En jy aanbid hom, in of buite die sinagoge, maak nou nie meer saak nie. Hy dien die Here. Prys die Here. Daarom is die Heilige Gees belangrik. Want die Gees van God praat met jou. En as jy sy stem hoor, dien jy hom. Jy het nie gesukkel nie, man. Jy moet so sukkel en stoot in hierdie dae om jou kinders van die Here bietjie aan te kry en te por en te stoot en te troos. En dan vat hulle so lied duiwel as jy te vinnig stoot. En stoot jy te stadig, vat hulle ook duiwel. Praat jy mooi, vat hulle duiwel. Praat jy nie mooi nie, vat hulle ook. Maar as die Here se Gees in jou woon, kan die ouens sê net wat hulle wil, maar jy luister na die stem van God, en jy verbly jou in die Here, en dan huil die ouens, en die ander gaan doen hulle dinge, dan sing jy, loof die Here, o my siel en alles wat in my is, loof sy heilige naam. Dan staan die ou langs jou en sonde doen, en hy doen dit, maar jy prys God. Dit maak nie meer saak nie. Want die Here is aan jou kant en hy praat met jou. Hy wandel met jou en hy praat met jou. Selfs deur die donkerste nag. Broer en suster, net vir u sê, ek ry een keer in my motor op pad na die konferensie toe. En ek kom voor die konferensiesaal in Pretoria, waar ons konferensie hou. En ons is almal uitgevat vir hierdie diens. Groot prediker gaan nou preek iewers vanaand daar. En ek is net 'n gewone lidmaat in die kerk, jare gelede. En weet u wat? Ek sê dit
dat u moet weet, God praat ook met die lede van die kerk, van die gemeente. En u weet, terwyl ek voor die kerk stop, sê die Heilige Gees van die Here vir my, jag! En ek dog, waar jy nou? Ek sê vir my vrou, spruit, gou! Sy sê, my man, ek sê, gou! En sy sê, en broer en suster, ek het die deur eers 'n paar tree verder later toegemaak. Hy het sommer so in die ry toe. En ek is oor die stopstraat. En die Heilige Gees sê vir my, reguit, ry! En ek dog, Vader, man, dit is nou, dit grens aan roekeloos. En die Gees van die Here sê, ry! En ek is hier links, en ek is hier regs, en ek is hier links, op instruksie van die Heilige Gees. En daar voorsien ek so groen Chevy motor, so beweeg. En die Heilige Gees sê vir my, stop, voor hom, stop hom. En broers, 'n mens draai nie voor 'n bewegende motor in. Ek wil vir julle sê, wat is die Heilige Gees? Wie is die Heilige Gees? En ek swaai my motor voor die motor in. En hy kom tot stilstand seker 'n paar duim van my motor af. En ek spring uit. Toe sit daar 'n gesalfde van God, teruggeval, onder die invloed van drank. Net so 'n groot geweer op sy skoot. Kyk hy my so, en hy kyk my so, en hy herken my. Hy sê, wat maak jy hier? Ek sê, God het my gestuur, en hy begin huil. Hy sê, God het jou gestuur, ek is op pad om 'n moord te gaan pleeg. Ek is op pad om 'n moord te gaan. Ek kon hy deur bepaak, hy kon nie. En hy kon sy saak met God regmaak. Het is belangrik dat ons die Heilige Gees van God in ons hart het. En as die stem van die Here vir jou iets geword het, dan meen niks anders meer iets nie. Ek wil vir jou sê, dan kan enige iemand maar probeer aan jou, maar jy's geanker op 'n plek waar die duiwel die ankers nie kan bykom nie. Jy's geanker in Jesus, en die storm sal jy so seker as God leef staan. Sien hierdie mense, sien hierdie pastoor, sien jy die kinders van God wat hier sit. Ek wil vir u sê, broers en susters, as daar 'n krisis kom, sal daar seker baie mense wees wat hom sal verloon. Maar ek sê vir julle, in hierdie saal sit vanaand mense wat deur die krag van God se woord en deur die krag van die Heilige Gees die dood tegemoet sal loop vir Jesus Christus. Glo julle dit? Ons sien hulle nie nou nie. Jy sal ook sê, ek kon dit nooit van hom of haar dink nie. Jy sal dit ook nooit by jou medebroer of suster soek nie. Maar ek sê vir julle, deur die krag van sy woord en deur die krag van die Heilige Gees, sit mense in hierdie kerk, wat as hulle op die grond val, dan sidder die poorte van die doderyk en hel se magte bewe, omdat hulle kinders van God is. Glo julle dit? Is julle sulke kinders van die Here? Prys hom. Kom ons prys hom bietjie, broer. Kom ons staan so bietjie op en ons prys hom. Halleluja! Kisabadu kutyangeso. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja! Ningu salabaritlu kutayeso. Prys Koning Jesus. Prys die Here. Prys die Here. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me.
to me. He is wonderful to me. He is so wonderful to me. He is wonderful because He first. Terwyl ons net so staan, die Here wys my het iemand vreeslik terneergedruk in hierdie kerk ingekom vanaand. U voel al bietjie beter, maar die Here wil u verlos. Hier het iemand ingekom met groot stryd. 'n Jong man. Die Here sê, kom uit, hy wil jou verlos. Jesus is 'n waymaker. Waar is hulle? Moenie bang wees nie. U weet die Here weet van u. U kan maar kom. Prys die Here. Prys die Here. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me, to me. He is wonderful to me. He is so wonderful. He is because He first. Hier is iemand wat onder 'n sondelas gebuk gaan. En nie kan groei of die blydskap van die Here in hulle hart te kry nie, omdat hulle verwyd hulle self. Waar is hy? Kom. Die Here sê, hy het vir jou ook gesterf. En hy het jou verlos, maar jy het nog nie jou verlossing aanvaar nie. Kom vorentoe. Ek moet vir jou bid. As jy. Moenie bang wees nie, broer en suster. Jy weet die uniform wat oor ons is. Sê onthou, jy moenie uitgaan nie. Die uniformpie van selfbewustheid. Die uniformpie van eie waardigheid. Die uniform van status. Die uniform van baie eie gewoontes. Die uniform van tradisie. Die Here het vir my gestuur om vir u te sê, trek die uniform uit. Laat u met Jesus Christus kan identifiseer. Hallelujah. There was no crown for him of silver or of gold. There was no diadem for him to hold, but blood adorned his brown, proud stain he wore, and sinners gave to him the crown he wore. A rugged cross became his throne. His kingdom is in hearts alone. Die koninkryk van God bestaan nie in kerke en massas nie, broer en suster. Die koninkryk bestaan van God, bestaan in die man en vrou se hart wie sigtend is na God. Soos 'n hert uit dorre streke skreeu en dors na die genot van die helder waterstrome, so roep my siel na u. Oh. Oh. Dit gaan nie om my vrou, my man, my kind, my pa, my ma, my uniformpie wat ek aan het nie. Dit gaan om 'n hart wat soek na God. Hart wat soek na God. Hart wat soek na God. Onthou, ek bid vanaand nou in hierdie oomblik. Bid ek vir hierdie 3 gevalle waar mense met verwyd in 'n harte sit. Waar hulle self beskuldig en sê, jy doen dit, jy doen dit en jy doen dit. Hoe kan jy verwag dat die Here jou sal seën? Jy doen dit. Mense onder die mag van selfverwyd. Ek bid vir hulle. Ek bid vir die jong persoon wie vanaand hier ongelukkig ingekom het. En in stryd is
bid dat die Here julle verlos, terwyl die gemeente sing, oh, how I love Jesus. Trek nou vanaand jou baadjie uit, ek meen jou uniformpie, nie regtig jou baadjie nie, daardie uniformpie van jou geaardheidjie, wat jy sê, ek is nou maar so en ek sal so sterwe. Gooi die baadjie in God se naam weg, dat jy net kan wees soos Cornelius, 'n man soekende na God. Gooi jou mooi naam weg vir vanaand. Gooi jou posisie weg. Gooi jou status weg. God soek nie status nie. Hy soek mense wat gewillig is om die ou kleed uit te trek. Het u geweet wat? Toe die blinde Bartimeus by die poorte van Jerigo harde roep en sê, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe sê die Here vir hom, wat wil jy moet ek vir jou doen? Die ander sê vir hom, bly stil Bartimeus, jy maak geraas man. Hoor jy, kyk hoe lyk jy bedelaar man, asseblief man, jy is in die pad, verwyder jou man. Ag nee Bartimeus. Maar toe hy die stem van die meester hoor, het hy harder geroep. Jesus, seun van Dawid, en daai blinde Bartimeus hoor die mooiste woorde wat hy ooit gehoor het. Roep hom, bring hom hier, sê die meester. Hy sê, wat wil jy? Sê, Here, dat ek kan sien, ek is vir die blindheid so sat, ek kan